Romeine 10 vers 1 sê, my broers en susters, ek het een groot wens, dat God Israel sal verlos. Dag en nag bid ek, dat dit sal gebeur. Jy het dalk al ooit gehoor dat 'n gebedlose Christen 'n magtelose Christen is. Maar laat ek byvoeg, dat jy nie magteloos sal wees, as jy net sal bid nie. Wil jy God se krag ervaar? Leer bid. Wil jy dat God se seëninge op jou gesin moet rus? Leer bid. Wil jy hê dat jou kinders hulle potensiaal in die lewe moet bereik en verwesenlik? Leer hulle bid. Wil jy weet wat dit verg om die wêreld te verander? Bid, bid, bid. Het jy familie wat jy weet God in hulle lewens nodig het? Bid. Moenie na hulle toe gaan en al hulle foute uitwys of 500 skrifte aanhaal oor wat sou verander as hulle sou verander nie. Moenie klein oortuigende boodskappe op Facebook plaas met die hoop dat hulle dit sal lees nie. Bid. Gaan op jou knieë en roep na God namens hulle. Bind elke gees wat hulle belemmer en in staat stel om weg te vlug van die plan en die doel van God. Trek elke geestelike vesting af wat hulle sou weerhou daarvan om liefde en die genade en die barmhartigheid van God te verstaan. Beveel elke mag en owerheid in die hemelse plekke wat teen hulle sou opstaan om van hulle af weg te vlug. Bid dat die Vader se arms om hulle sal vou en hulle na die troon van sy genade sal bring. Ervaar die krag van gebed. Begin net eers bid. Aba Vader, dankie vir hierdie kosbare woord. Dankie Here. Gee ons die krag en die wysheid en die insig om meer tyd in gebed te spandeer, meer tyd in U teenwoordigheid, meer tyd op ons knieë vir onsself en vir die mense rondom ons. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.